Ons praat vanaand oor vuur. Okay. So is nou nie die helse vuur nie. Ons praat oor wat is die, en dis nogal, hier is die kersse, né? As 'n beeld wat ons ook na kan kyk. Wat is die rol van die Heilige Gees in ons lewe? Gisterand het ons gepraat oor water en dat ons weer gebore moet word, dat ons lewens verander moet word, dat as ons nie in Christus gebore is nie, dat ons nie die Gees van God kan ontvang nie. En dat wanneer ons tot bekering kom, dat God sy Gees vir elkeen van ons gee. Vanaand praat ons oor vuur en die beeld wat dit vir ons beteken, dat die Heilige Gees ook soos vuur is en so beskryf word. Voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here onse God, ons dankie Here vir die goedheid en vir die guns. Ons dankie Here vir 'n geleentheid om as gemeente bymekaar te wees, om ook te kan weet Here dat U hier teenwoordig is, dat U in elkeen van ons se lewens teenwoordig is. Dat ons ook dit kan vra en kan bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. So die verse wat vir ons belangrik is Johannes hoofstuk 14. Vers 16 tot 17. Dan staan en ek sal die Vader bid en hy sal aan julle 'n trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie omdat die hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So vanaand is daar 3 woorde wat baie belangrik is. Dit is waarop die hele boodskap gebaseer word. En dit is, die eerste woord is verseël, om verseël te wees. Die tweede woord is heilig. En die derde woord is openbaar. So dit is verseël, geheilig en geopenbaar. Dat wanneer ons God aanbid, dan aanbid ons hom as Vader en as Seun en as Heilige Gees. Ons kan nie kies watter een nie, want dit is 'n God wat 3 persone is, maar in een Godheid saamgevat word. Dit is wat ons glo, dit is waarvan ons oortuig is. Daar's klomp mense daar buite met 'n klomp verskillende sienings, maar die woord van die Here sê vir ons dat God Vader, Seun en Gees is en dat al 3 hierdie persone is een God. So ons kan nie kies wat ons wil aanbid nie, ons kies God en ons aanbid hom vir wie hy is. Want in die begin van Genesis lees ons dat God gesê het, laat ons mense maak na ons beeld. En dit beteken dat daardie ons wat betrokke was by die skepping was Vader, Seun en Gees. En dan het ons gesien toe ons gepraat het oor die hemelvaart in Kolossense hoofstuk 1 dat alles is vir Christus en deur Christus geskep. So Christus was teenwoordig aan die begin toe alles gemaak is. Dat ons as mense, as kinders van God, dat ons as gelowiges geskep is met die doel dat ons aan Jesus Christus sal behoort. So ons is die kinders van God. So ons kan nie God in 'n boksie sit en besluit hoe ons die Here wil aanbid nie. Ons lees in sy woord dat hy is Vader, Seun en Gees. Dit is hoe ons hom ook aanbid. En wat ons baie keer moet verstaan is dat al die ervarings van God wat jy beleef is as gevolg van die Heilige Gees in jou lewe. Alles wat jy ervaar, alles wat jy beleef van wat God in jou lewe doen, is as gevolg van dit wat die Heilige Gees doen. Nou wanneer ons nou dink aan ervarings, dan dink ons aan dat mense wat in tale praat of in profeseë gee of al daardie tipe van goeie. So ons dink aan die groot dinge, maar wat ons moet verstaan is dat ons dink die meeste van die tyd net aan die gawes en nie aan die belewenis nie. Nou om 'n belewenis in konteks te stel, wil ek dit vir julle so verduidelik. Wie van julle het al
'n vers gelees, nê? En dan is dit asof dit maar net nog 'n vers is. En dan die volgende keer wat jy dit lees, is asof daar iets vir jou oopgaan. Asof jy dit beter verstaan. Asof dit vir jou ander betekenis kry. Dit is wanneer die Gees van God die woord vir jou oopmaak. En daar's al baie versies wat ons ken. Ons ken Johannes 3 vers 16 en ons ken al daai goeders van dit is so bekend, dit is so deel van ons lewe. En dan eendag dan lees jy dit en dit is asof daar 'n ander wêreld vir jou oopgaan. En dit is wanneer die Gees van God dit vir ons oopmaak. Dit is wanneer jy vir iemand by die werk bid vir wie jy dit nooit sou gedoen het nie, dat jy daai vrymoedigheid het om dit te kan doen. Want dit is die Heilige Gees wat dit op jou hart lê. Dit is daardie een familielid, hè, as jy jou bel. As jy hulle nommer sien op jou foon, dan sê jy klaar jakkerig, hè? En ewe skielik is dit asof God iets op jou hart lê om vir jou te sê, maar jy moet hierdie persoon meer lief hê. Jy moet vir hierdie persoon meer omgee. Jy moet vir hierdie persoon bid. En jy dink aan jouself, as dit van jouself afhang, is dit iets wat jy nooit sal doen nie, maar daar's ewe skielik iets anders in jou lewe en jy doen dit nie omdat dit uit jouself uitkom nie, maar omdat daar iets in jou lewe is wat jou dryf om dit te doen. En dit is hoe die Gees van God werk. Of jy sit in die kerk en ewe skielik is dit asof hierdie boodskap net vir jou is dat God deur 'n boodskap iets vir jou wil sê en dit is die Heilige Gees wat jou ontvanklik maak om dit te doen, of dat daar is ewe skielik meer geduld in jou lewe. Jy weet nie hoe is dit moontlik nie, maar dit is so. Of daar is meer vrede in jou lewe ten spyte van die goed wat in jou lewe gebeur, want dit is die vrug van die Gees wat uitkom. Wanneer ons die Heilige Gees in ons het, dan plant God die vrug van die Gees in ons. Ons lewens verander. The Holy Spirit applies divine living. Dat ons lewens verander in 'n manier wat ons nie vir ander mense kan verduidelik nie. Dat ons oorwinning behaal oor omstandighede, dat ons dink, maar hierdie is die perfekte werk wat ek wil hê en alles lyk goed en ewe skielik gaan die deur toe en dan gaan dit op 'n ander plek oop. Want dit is waar God jou wil hê. Die Engelse sê hindsight is the best sight. Dit wat jy, as jy terugdink, dan dink jy, as ek dit gekry het op daardie stadium, sou ek waarskynlik nie hier gewees het waar ek nou is. En dit is hoe God in ons lewe werk. Ons redding en ons verlossing gaan nie net oor wat met ons gebeur nie. Dit gaan oor wat in ons gebeur. En hoe ons dit uitleef in die wêreld en in die mense se lewens wat rondom ons is. Die eerste woord is beseël. In Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 staan daar: deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons is die eiendom van God en ons word beseël as sy eiendom deur die Heilige Gees. 2 Korintiërs 1 vers 21 sê: God self het ons saam met julle in hierdie vaste grond gevestig op Christus. God het ons vir hom afgesonder as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van dit wat ons nog sal ontvang. So Paulus bevestig in Efesiërs en in Korinte dat die Heilige Gees is wat ons beseël in God, wat ons die eiendom van God maak. So in die ou tyd, as hulle 'n brief gestuur het, as die koning 'n brief gestuur het, dan het hulle nou die brief gemaak
En dan het hy nou so 'n rooi stukkie was bo op die brief gesit. En dan het hy sy ring gevat, sy koninklike ring. En dan het hy daardie ring beseël, wat beteken dat dit wat binne in die brief staan, dra die volmag van die koninkryk, van die koning. En wat ook al die koning sê, of wat ook al die koning wil hê, moet gebeur dit wat in daardie brief staan. En dit is dieselfde wat met ons gebeur as kinders van God, is dat wanneer ons die Here aanneem, dan plaas God sy seël op ons, wat vir ons sê dat ons is sy eiendom. Ons is mense wat aan hom behoort. Ons is deel van die familie van God. Ons is deel van die koninkryk van God. Die oomblik wanneer jy tot bekering kom, dan plaas God daardie seël op jou lewe om vir jou te sê dat jy is belangrik. Jy is kosbaar. Verlede week het ons gepraat en gesê, maar wat is ons doel op aarde en maak my lewe saak? Jou lewe maak saak en jou doel is hier om Christus te verheerlik. Jy is die eiendom van God. Jy is deur Christus en vir Christus geskape. Maak nie saak hoe jy oor jouself voel nie. Dat jy miskien dink dat jy is nie goed genoeg nie, of jy is te sondig en dit kan nie met jou goed gaan nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, is dat jy is beseël deur God, deur sy Heilige Gees. Jy behoort aan hom. Jy is sy eiendom. Jy is geskape vir Jesus Christus. Ons is ook geheilig. Dat wanneer die Heilige Gees in ons lewens inkom, dan word ons skoongemaak. As jy in die Ou Testament gaan lees, dan lees jy dat in die nag was daar 'n vuurkolom toe die Israeliete getrek het, wat wys op die teenwoordigheid van God. Wanneer die profete in die tempel ingaan, dan het hulle heilige vuur gehad waarmee hulle moes geoffer het. Wanneer daar die tempel opgeslaan was, dan het daar vuur uit die hemel uitgekom om die teenwoordigheid van God te wys. Maar wat in die Nuwe Testament gebeur, as ons in die Nuwe Testament gaan lees, dan lees ons dat die vuur het op die mense gekom en die Gees van God het in mense ingekom. Waardeur God sê, jy hoef nie meer na 'n plek toe te gaan nie. Ek is nie net op 'n sekere plek nie, ek is nou binne in jou, ek is deel van jou lewe. Dat die Gees van God kom woon binne in elkeen van ons. In 2 Korintiërs 3 vers 17 dan skryf Paulus en hy sê, die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons lewens verander as gevolg van dit wat Jesus Christus doen. Die teenwoordigheid van die Gees van God in my lewe bepaal my heiligheid. So, steek op jou hand, wie voel baie heilig? Come on, né? Julle lyk so netjies, mooi aangetrek, né? Voel jy nie bietjie heilig nie? Né? Holier than thou. En wanneer ons na ons lewens kyk, dan dink ons maar, hoe is dit moontlik dat God kan sê dat ons is heilig? Ons is die heiliges van God. Nou hierdie gemeente, ek wil net Jesus sê, 1 Korintiërs 1 vers 12, aan die gemeente van God in Korinte, aan al die geheiligdes in Christus, die geroepe heiliges. Paulus sê vir hierdie mense, julle is die heiliges van God. Hoor wat het hulle gedoen? Daar was partyskap en skering, hulle het mekaar hof toe gesleep, hulle het te veel gedrink toe hulle nagmaal gehou het, hulle was seksueel immoreel, hulle het bloedskande gepleeg, en hulle word gesê, hulle is die heiliges van God. Hoe is dit moontlik? Want ons heiligheid word nie bepaal deur ons sondigheid nie. Om heilig te wees beteken om afgesonder te wees. Om eenkant gesit te wees. Dit beteken nie, jy is ewe skielik heeltemal anders en jy sal nooit in jou lewe weer sonde doen nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ons bly mense.
Daar's party mense wat verkondig dat jy op 'n stadium gaan kom hier op aarde dat jy geen sonde kan doen nie. Wel, ek het nuus. Dit gebeur nie. Dit gebeur nie. En tog sê die woord van God vir ons dat ons is heilig is. Ons is nie heilig omdat ons sondeloos is nie. Ons is heilig omdat God deur sy Gees in ons lewens is. Paulus sê in 1 Korintiërs 1:30, hy sê, maar deur hom, Jesus Christus, is julle in Jesus Christus, wat vir ons geword het die wysheid uit God en die geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Ons is deur die werk van Jesus Christus, wanneer God na ons kyk, dan kyk hy na ons as heiliges, want die prys van ons sondes is betaal. Ons is vergewe deur dit wat Jesus Christus doen. En al voel ons nie heilig nie, wil God vir ons kom sê, jy is vir my kosbaar en ek sonder jou af. Jy is vir my 'n besondere skat. Dit is wie jy is, dat ek my seun se lewe gegee het, sodat jy die lewe kan hê. Ons word beseël deur die Heilige Gees as die eiendom van God. God sê vir ons dat deur die Heilige Gees word ons heilig is, nie omdat ons sondeloos is nie, maar omdat Christus ons sondes op hom geneem het en ons vrygemaak het en ons afgesonder het van die res van die wêreld. Wat ons bring by die laaste ene, en dit is om te openbaar. Dawid skryf, dan sê hy in Psalm 139, dan sê hy, deurgrond my, o God. Wees baie versigtig oor dit wat Dawid hier bid. Want hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. En dan sê hy in vers 24, hy sê, kyk of ek nie op die verkeerde pad is, en lei my op die beproefde pad. Jy kan vir God vra, om vir jou te wys in jou lewe, wat verkeerd is, waaraan jy moet werk, waar daar nog 'n area in jou lewe is wat nie regtig is soos wat hy dit wil hê nie. Maar hier's die disclaimer, is dat jy verwag een area en God gaan vir jou 5 wys. Want dit is hoe hy werk. Hy wil hê dat ons meer soos hy moet wees. Want waar die Gees van God is, daar is vryheid. As ons fokus op onsself, word ons gebonde en ons word oorweldig deur die goed wat ons doen. En ons word oorweldig deur die sonde in ons lewe. En ons word oorweldig deur die verkeerde goed wat ons doen. Dat dit wat ons, soos wat Paulus sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek bitter graag wil doen, dit doen ek nie. Maar waar die Gees van God in ons lewe inkom, is waar die Here kom en ons vrymaak. Maar hoe doen ons dit en hoe bewerk dit in ons lewe? Hoe word dit aan ons geopenbaar? Wat beteken dat jy moet kwesbaar wees. Jy moet bereid wees om jouself oop te maak, sodat God vir jou kan wys wat is reg en wat is verkeerd. Dat God in ons lewens kan inkom en in ons lewens kan werk. Ons lewens kan skoonmaak, want dit is wat vuur doen, dit verbrand dit wat nietig is, dit maak skoon, dit brand skoon en dit is wat die Heilige Gees in ons lewens kom doen, om te sê dat God wys vir ons die goed waaraan ons moet werk. God openbaar in ons lewens die areas van ons lewens wat ons baie keer geheim wil hou en eenkant wil hou. Ons sal alles vir God gee, maar net nie hierdie ding nie. Dat ons nog steeds beheer wil hê oor elkeen van ons se lewens en die vraag is, hoe bereid is jy om toe te laat dat God vir jou wys waaraan jy moet werk?
Want elkeen van ons het daai areas in ons lewens. So jy moet vir jouself vanaand die vraag afvra. As God vir my sê dat ek is sy eiendom en ek behoort aan hom. As hy my geseël het met die Heilige Gees. As hy vir my sê dat ek is heilig, al voel ek nie so nie. As hy vir my kom vra deur sy woord dat ons harte, dat ek my hart moet oopmaak, dat hy vir my moet wys, is jy bereid om dit te doen? Want hy sal dit vir jou wys. Hy sal vir jou openbaar, waar is die areas in jou lewe, waar jy hom nog nie ten volle toegelaat het nie. En jou geleentheid is om vanaand wanneer ons die Pinksterdiens doen, om op 'n plek te kom en sê, dankie Here vir dit wat U gedoen het, dankie Here vir dit wat Jesus Christus gedoen het, dankie dat ek vrygespreek is, dankie dat U vir my sê dat ek heilig is, maar U woord sê vir my, dat ons meer soos Jesus moet word. En wat is daardie area in my lewe, wat keer dat ek meer soos Jesus word? En mag God aan ons openbaar. Maar die ander kant is, mag ons bereid wees om te luister. En mag ons bereid wees om iets daaraan te doen. Here, ons dankie vir 'n geleentheid wat ons kan weet, dat U deur U Heilige Gees in elkeen van ons se lewens inwerk, dat U met U ring van die Heilige Gees ons beseël as U eiendom, dat ons aan U behoort. Meer is dit dat U deur die woord vir ons sê dat ons heilig is, dat U ons afsonder, dat U ons uit die wêreld wil uithaal, en dat U wil hê dat ons onsself moet oopstel voor U, dat U kan wys in ons lewens waar ons nog tekort skiet en waar ons moet verander en waaraan ons kan werk om meer soos Christus te word, want waar die Gees van God is, daar is vryheid. Ek dank U Here en ek bid ook vir Dominee Renée wat die volgende 2 aande gaan lei, dat U met haar sal wees, dat U haar sal seën, dat U die woorde sal voorberei, dit wat sy moet bring vir hierdie gemeente, en dat hierdie Pinkster ook afgesluit kan word in 'n gees